Welkom terug by die groot ontbyt. Ons selfs môre met 'n natuurbewaarder en slangkenner. Henke Maree, hy is hier in die ateljee, maar hy's nie alleen nie. Henke het by ons kom kuier. Goeiemôre. Goeiemôre Pierre, hoe gaan dit met jou? Jennifer, lekker om julle te sien. Dit gaan interessant op hierdie stadium. Van kaaskoek na kaste op die grond en die tafel is weg. So ons weet nou wat om te verwag, maar ons gaan nie maar kom ons praat eers 'n bietjie oor slange in die algemeen. Vandag is internasionale slangdag. Vir dekades nou al in Suid-Afrika is daar 'n draai vir mense om hulle laat besef, bewaring laat mense besef dat slange daar is vir 'n doel. Hulle is deel van die ekosisteem. Maar nog steeds is daar 'n stigma aan 'n slang. Hoekom dink jy bly dit daar? Ag, ek dink dit is eenvoudig. Dit kom maar van die begin af. Kom ons gaan terug na ou Eva. Ou Eva met die slang en die appeltjie. Ja, nee. So dit is maar waar alles begin het en daar's baie goed wat jy as jy in die Bybel nou sal lees, daar's byvoorbeeld word daar gesê jy sal op die slang se kop of hy sal jou in die hakskeen byt en jy sal sy kop vermorsel. Al daai goed is die konnektasie van 'n slang met die duiwel was nog altyd 'n ding wat gemaak het dat 'n mens voel, yes, daai dier, hy is net nie dieselfde as die ander nie. Hy is maar nou net die duiwel. En daai stigma bly maar in 'n mens se kop, maar 'n mens die mense mis die punt wat die Bybel eintlik probeer sê. Hy verwys nie na die slang as die probleem nie. Dis 'n dier wat geskaap is nes al die ander. Dis maar net 'n verwysing na hom dat die duiwel soos 'n slang, maar slings kan reageer en goeders. En dis maar daai stigma wat man ons almal se kop bly. Exactly. Maar ek dink baie mense dink ook, slange gevaarlik, almal is giftig. Ja. Hoeveel slange in Suid-Afrika is werklik? Hoeveel spesies is giftig? Hoeveel is daar wat glad nie giftig eintlik nie as dit is nie? Alright, dis nogal interessant. Ek gaan vir julle twee teenpole gee. Ek gaan 'n vergelyking maak met Australië se slange. Nou kom ons vat Suid-Afrika en daai kontinent, Australië is 'n vergelyking. As jy kyk na hulle slange, 75% van die slangspesies in Australië is giftig. Nugtig. Maar as jy kyk na Suid-Afrika se populasie, ons sit met so om by 164 spesies, 10% van ons slangspesies is giftig teenoor 75. So as jy nou bang is vir slange, moet nou nie Australië toe trek nie. Bly maar hier. Met giftig bedoel jy natuurlik giftig in so 'n mate dat dit gevaarlik is vir mense. Ja, dodelik vir mense. Kyk ons na so 14 spesies wat in ons land is, wat aangeteken is in die geskiedenis dat hulle 'n fataliteit veroorsaak het. Slange, behalwe dat almal nou weet, slange het 'n doel om te wat hulle verrig. Hulle verrig iets in die ekosisteem. Is slange ook 'n bydraende faktor of 'n hulpmiddel vir boere en vir mense, tuiniers? Is slange ook 'n hulpmiddel, nie waar nie? Nee, 100%. Ek meen, en dit is hoekom ek in die begin gesê het, ons moet nie na die slang kyk as die duiwel nie. Hy is hier geskape saam met al die ander diere op aarde vir 'n doel. Hy pas in die ekosisteem in, hy het 'n werkie wat hy doen. Wat is sy werk? Om sekere spesies soos rotte, muise, al hierdie plaagdiere, hulle beheer hulle getalle. So hy definitief 'n nis wat hy spesifiek in die natuur inpas. As jy hom uit die prentjie uithaal, dan het jy 'n ontploffing van hierdie plaagdiere en goeie. So hy moet daar wees. Hy het definitief 'n doel en 'n nut, nie net vir die boere nie, maar hier in die stedelike area. Ek meen waar ons in die stede bly, almal van ons het spense en koskaste by die huis. Dit lok natuurlik rotte en muise. Ek sit nou met 'n rotprobleem in my dak as 'n voorbeeld. En hierdie slange is daarso om daai probleme uit te sorteer. Niks eet meer as 'n slang as dit kom by rotte en muise nie. Is daar in jou ervaring nog baie slange in stedelike gebiede? Dit is ongelooflik. As ek julle net vertel wat in Pretoria aangaan, ek dink daar is ten minste tussen 10 en 15 oproepe daagliks wat van die publiek afkom. Ons het 'n slanggroep, een of twee slanggroepe hierso in Pretoria as 'n voorbeeld. En dit bestaan seker uit so 40 tot 50 verskillende slangvangers wat hierdie groep deel maak. En ons kry hierdie oproepe elke dag in. 'n Slang in 'n huis, in 'n tuin, in 'n garage, in 'n kar. In stedelike gebiede. Elke dag van ons lewe hier in Pretoria kry dit. So daar's ongelooflik baie aktiwiteit in ons dorp. Kom ons praat net gou oor die
korrekte ding om te doen as jy nou 'n slang teekom in jou garage, in jou huis, in jou tuin of wat ook al? Wat doen ek? Hier maak ek my deur oop en meneer die slang is daar. Jy gil eerstens. Wat doen ek? Alright, die eerste ding wat jy nie doen nie. Ja. Jy probeer hom nie vang nie. Ja, okay, nie maar goed. Ek dink dis okay nou. Nee, as jy nie weet wat jy doen nie, dit is juist hoekom daar spesialis mense soos ons is wat met hierdie diere werk. So ek dink jy moet kalm bly. In die eerste plek bly jy kalm. Jy probeer nie die slang vang nie, jy probeer almal wegkry van die slang af. Veral honde, vat hulle weg want honde word die meeste gebyt. So as jy daai scenario eers hanteer het en die slang is op een plek en jy weet waar hy is, as dit in 'n vertrek is, maak jy vertrek toe en dan natuurlik is die beste ding is om 'n kenner, 'n slangvanger te bel. Okay. So dit is jou stappe. Wat as ek die slang sien en dan die volgende oomblik weet ek nie waar hy heen is nie? Dan moes jy Bel die ek maar deur nog bel ek toegemaak maar nog het. steeds die kenner net vir ingeval om te kom check of Nee. neem ek aan hy is nou iewers heen? As die slang buite is, hulle beweeg so vinnig weg. Okay. So dit is 'n ander scenario, maar as hy in 'n huis is, natuurlik is dit die belangrikste om daai situasie reg te hanteer. Okay. Jy kry iemand uit, laat hom kom verwyder. Die meeste van die tyd is dit 'n nie giftige ding. Soos 'n breinhuisslang is seker die algemeenste spesies wat jy hier in die stedelike area in huise kry. Maar uit ondervinding naas breinhuisslange is kobras. Die mees algemeenste ding wat in huise en tuine kom kuier vir ons ongelukkig. Dis lekker. Ons het omtrent seker so 3 minute oor. Ons tyd is 'n bietjie min, maar ek moet tog net praat oor die twee kiste wat jy hier saam met jou gebring het. Wat op dese aarde? Wie kom kuier? Alright, ek het vanmôre besluit dat ons gaan hierso 'n giftige slang uithaal as julle die guts het. Okay. Gaan ons dit doen. Weet jy Ja. wat? Ek werk saam met Jennifer, ek's bang vir niks. Alright, want dit is altyd maklik om te praat oor die nie giftige slange. Ja. En dit is oulik en jy hou hom vas, maar die teenpool is belangrik dat ons bietjie kan kyk na die giftige slange Ja. vanmôre. En deur hom uit te haal, gaan ons nou sien, is hulle regtig so sleg? Is hy of verstaan ons hulle net verkeerd? So ek gaan 'n bril opsit. Julle is veilig. Die spesie wat ek hierso het is 'n rinkels. Glo dit of nie? Vader, okay. So ek gaan hom gou uithaal hierso. Sy spektrum wat hy kan spoeg is so om en by 1 meter wat hy akkuraat kan spoeg. So julle is letterlik buite die gevaarlyn. Ek gaan hom hierso net gou uithaal en hom neersit en laat ons net gou kyk na hom as ek gou hier kan opstaan. Rinkels. Hierdie gaan die naaste wees wat ek al ooit aan 'n rinkels was in my lewe. Ek gaan doodstil sit, Jennifer. Oh, Daar staan hy Daar is klaar. Hy staan klaar reg. Daar is hy. So daar het ons 'n rinkels. Nou die groot ding is hy gaan nie vir julle kyk nie, hy kyk vir die beweging wat ek hierso maak. En mense verstaan dit verkeerd. Mense dink as hierdie kobra nou so regop staan, Dat hy kwaad is. hy wil jou doodmaak. Dit is wat mense dink. Maar as jy nou gou mooi oplet, daar staan die rinkels. En ek weet nie of die skerm so mooi kan optel nie. Ja, nee, hulle sien hom. Ja, almal weet van hom. Hy het een doel voor oë. Hy wil nie jy moet op hom trap nie. okay. Nou as ek dink aan waar kom 'n rinkels voor? 'n Rinkels bly in lang gras. Ja. So hy bly in die oop veld. Nou as ons nou logies daaroor redeneer. As jy in die veld stap in die lang gras, gaan jy hierdie slang sien voordat jy op hom trap as hy Waarskynlik plat nie. lê. Ja. Glad nie. So wat hy nou doen is, hy het nie ore nie, maar Ja. hy het 'n interne gehoorstelsel wat werk op vibrasie. So as jy deur die veld stap, dan voel Dan voel hy die dan vibrasie van jou vibrasies voetstappe. van jou voetstappe wat na hom toe kom. Wat is sy eerste reaksie? Hy tel sy kop bo die gras op, soos wat hy nou doen. Hy maak daai bakkop en hy probeer homself vir jou wys. Okay, so hy probeer homself vir jou wys. Exactly. Okay. En Wil as jy hy, hem dan vir jou wys? Dankie. as hy jou regtig wou byt, Ja? het hy mos nou plat in die gras gelê. En Okay. hy het jou aan die haksteen gebyt soos wat hulle sê. Weet jy, dis actually sin, dit maak sin. 100%. So, hy wil jou nie byt nie. En wat doen hy? Hy wys homself vir jou om te sê, "Hallo, ek is hier in die gras, jy gaan op my trap." So hy waarsku jou net om seker te Jy moet maak nie net vir my trap nie. kyk nie. Kyk vir die slang. So as Ja, hy kyk vir my, so jy hoef nie bekommerd as te wees iets soos 'n rinkels jou wel nou byt, nê?
Wat 'n noodoproep maal toe maak ek hom? Alright, hierdie is ongelukkige hospitaalsake. Ja. So Ja, jy ja, moet so ja. gou as moontlik by 'n hospitaal kom. Dit hang af van hoeveel gif jy ingekry het Okay. op die einde van die dag. Hulle sal baie vinnig sien hoe vinnig die gif versprei Ja. en wat 'n reaksie dit op jou het. En daarvolgens gaan hulle besluit maak, gaan hulle teegif begin toedien of nie, want jy kry iets op wat jy noem 'n droë byt. Ja. Wat jy jou byt, maar hy Maar spuit nie nie die gif gif. noodwendig in. Oh, okay. So 50% van byte is droë byte. Wow, 50%. Ja. Hier's maar 'n ander vraag nou. As ek nou nie van 'n noodwendig kan sê dit was 'n rinkels nie. Ja. Stil sit, Jennifer. Dit is hom net hier is terugkry. As ek nie van 'n kan sê dit was 'n rinkels nie, gaan hulle my nog ek neem maar nog steeds kan help. Ja, kyk hulle werk op jou simptome. Okay. So hulle kyk gou basies wat met jou gebeur en goed is. Sekere gif het sekere reaksies. Okay. Dis hulle se kan bepaal by die hospitaal. Ja. So okay. Het ons genoeg, sorry, ek het net hierdie een vraag. Het ons genoeg teengif in die land? Want op 'n stadium was dit ook 'n ding van het ons genoeg gif? ja, die teegif is nie 'n probleem nie. Teegif is die probleem, maar die gif is nie 'n tekort nie. So die gif wat by die Nasionale Instituut is vir die produksie van teegif is genoeg, maar die proses. die proses om dit te maak is Ja. daar maar probleme gewees. Okay. Hulle is Maar besig om dit uit te deesdae, sorteer, nou, is dit maar alright? nee, daar is teegif. Daar is daar is. teegif. Dit is maar beperk altyd, Ja. maar daar is vir al die gevalle wat ek hierdie jaar al beleef het en daar is 'n paar gevalle gewees, was daar vir die persone 'n teegif gewees. Enke baie dankie vir jou tyd. Ons het nie eers tyd om by die minder gevaarlike slang uit te kom nie, maar daar was julle ons hulle fotootjie vat op sosiale media plaas. Dankie vir jou tyd en moeite vanmôre. Dankie vir die insig dat slange nie net boos is nie. Daar's Dat hy. slange 'n plek in die ekosisteem het en ons kan help. Dankie vir jou tyd vanmôre. Dit is 'n groot voorreg gewees. Dankie om saam met julle te kuier. Enke Marie. Hy het net sulke hande. Ons is nou terug as Jennifer kan meer.